Stel jou voor, jy staan voor 'n vrugbare stuk grond en in jou hand is saad, jou hardverdiende geld. En ons begin plant hulle in daai landery, stuk vir stuk vir stuk. Na 'n lang tyd, kom stap jy weer daarin en jy sien hoe dit vrug dra, hoe dit opkom en jy kan 'n oes neem daarvan. Maar hier is die ding, as ons nie begin saai, dan kan ons nie 'n oes verwag nie. In ons vorige sessie het ons gepraat oor skuld en hoe dit stil insluip in ons lewens en ons ketting langtermyn. Dit was ook dan die laaste in 'n reeks van 4 wat ons gedoen het oor skuld. Julle kan gerus na dit gaan kyk. Maar vandag skop ons af met beleggingsbeginsels. Wat dit is, wat dit nie is nie en waaroor ons gaan gesels oor hoe om daai saad, jou hardverdiende geld, in die grond te druk sodat daar in die toekoms 'n oes kan kom waarop jy kan trots wees en wat God sal seën. So baie mense dink beleggings is net vir die rykes of is net vir eendag, maar daar's tog 'n mooi stukkie woord wat anders te sê. Kom ons hoor wat sê die woord. Ek lees uit Spreuke 13 vers 11 uit die 83 vertaling. Rykdom wat sommer so gekom het, verminder maklik. Wie bietjie vir bietjie bymekaar maak, word ryk. Hoe baie het ons al gehoor van mense wat dalk die lotto gewen het. 'n R5 of 'n R10 kaartjie en dan het hulle miljoene gewen. En dan net oor 'n kort tydperk, 'n jaar, miskien 2, as dit nie minder is nie, het hulle al daai geld net verspil. Want rykdom wat vinnig kom, val weg. In hierdie gedeelte van Spreuke lees ons dat koninkryk beginsels hoe om rykdom te bou is bietjie vir bietjie. Klein stappies, nie groot spronge nie, maar dis klein opbouende stappe. Dat ons gesê het, moenie 'n klein hoeveelheid in die begin miskyk nie. Dit gaan meer oor dissipline en 'n ingesteldheid, konsekwent wees en dan klein wenne bo op mekaar bou. Dit is die koninkrykswyse en dit is die manier hoe God ook sê rykdom gebou word op ons Bybelse beginsels. Ek hou daarvan om met prentjies te werk en dit illustreer gewoonlik 'n gedagte wat maklik sienbaar is. So ek het 3 inkomste state en 3 balansstate en ek wil vir julle wys hoe 'n mens rykdom bou. So die eerste prentjie is as ons sê is 'n arm persoon. En ons het hierdie gesegde wat ons sê van die hand na die mond. Die inkomste kom in en alles word net uitgegee. Moet belasting betaal, moet huur betaal, moet kos betaal, moet vervoer betaal, moet klere betaal, daar's niks oor nie. Alles is net opgebruik. Die tweede prentjie is dan die middelklas ou. Hier het ons al geleer, ons moet eiendom koop, ons moet 'n voertuig koop, ons het gehoor van goeie skuld, wat ek nêrens in die woord kan sê nie, maar okay, ons is nie so finansiëel opgelei nie, so ons dink hierdie goed is bates. Maar eintlik is dit vir die bank 'n bate. Ons huise is vir hulle 'n bate en vir onsself 'n las. Ja, so hoe kan jy dit sê? 'n Huis is tog 'n bate. As hy jou elke maand iets kos, 'n huispaaiement, versekering, die geyser breek, die garage deurbreek, alles kos geld, daar's 'n pyp wat gebars het, dan kos hy jou geld en is hy 'n las eintlik. Ek verstaan die konsep dat oor 10 jaar of 5 jaar as jy hom verkoop, kry jy weer jou kapitaal terug of dalk meer met 'n groei, maar oor die algemeen as ons dink aan 'n bate, moet dit iets wees wat vir ons onse genereer, wat weer teruggesit kan word in ons inkomste staat. Daar moet geld inkom, daar moet kontant invloei. Dit is waarlik 'n bate. Dieselfde kan jy dink aan 'n voertuig. Jy koop hom dalk vir R300,000 en dan net oor 5 jaar, dan kry jy die helfte vir hom. 'n Bate kan nie waarde verloor oor tyd nie. Die definisie van 'n bate is dit groei in waarde en dit help om inkomste in jou inkomste staat te genereer. So kom ons kyk na die derde prentjie wat ek het. Hierdie is dan van 'n ryk persoon en daar het hulle ook hulle inkomste, hulle het hulle uitgawes, maar op hulle laste het hulle eie huis en hulle het
hulle kredietkaarte en hulle verantwoordelikhede, maar op hulle batekant is hy gelaai met ander eiendomme, met aandele, met effekte truste, met effekte fondse en allerlei tipe bates wat vir hulle inkomste genereer en dit vir hulle terugsit in hulle inkomste staat. Hierdie is regtig hoe jy rykdom bou, is om jou geld te stuur sodat dit vir jou kan werk en dat jy nie self vir jou geld werk nie. So vir elke rand of R100 of R1000 gaan sit jy in fondse, in beleggings, in regte bates wat se waarde groei en dan wat vir jou dividende of rente of enige ander vorm van inkomste kan genereer wat in jou inkomste staat inkom en jou inkomste verhoog. En die gedagte van rykdom bou is sodat jy al jou uitgawes wat maandeliks vir jou kos, as jy dit kan dek met passiewe inkomste, is jy as te ware finansiëel vry. So nou weet ek, vra julle, hoe doen jy dit? Jou enigste gereedskapstuk wat jy en ek het om rykdom te bou, is ons inkomste. En dit is so belangrik om ons inkomste te beskerm en seker te maak dat ons dit nie onnodig verspil nie. So ons moet in ons inkomste spasie soek, ekstra fondse wat ons kan gebruik om te belê, om in hierdie landery te saai sodat daar 'n oes kan opkom. En hier maak dit nie saak hoe groot jou salaris is nie. As jy R10,000 verdien en jy kan R2,000 spaar, is dit great. Want 'n ou wat dalk R50,000 'n maand verdien en sy uitgawes en leefstyl is so hoog dat hy eens R1,000 kan spaar nie, is die ou wat die R2,000 het om te belê en 'n kleiner salaris verdien beter af as 'n ou van R50,000. So die oomblik as jy spasie het wat jy kan belê, dan moet jy ook 'n plan hê. Wat is jou plan? Waar wil jy wees? Wat is die posisie wat jy jouself oor 'n paar jaar wil vind? As jy op daai veld staan en jy kyk na jou oes, hoe groot moet hy wees? Wat is jou behoeftes? En daaruit moet 'n plan wees. Ons kan nie net saai enige goed en dan net hoop dit kom in nie. So daar moet 'n gevolgde plan wees. Dan is daar 'n paar opsies wat jy het in vorme van saad wat jy wel kan saai om 'n oes op te kry. Jy kan spaarrekeninge, maar dit is 'n baie lae risiko en is 'n lae opbrengs. Of aandele, dis die besit van 'n stukkie van 'n maatskappy. Jy kan op effekte dit doen, so jy leen geld vir rente wat jy betaal op die geld wat jy aan iemand leen. Effekte fondse, dis 'n groepsbeleggings. So elke tipe is soos 'n ander tipe saad in jou tuin. Sommige groei vinniger, sommige groei stadiger, sommige van hulle het risiko meer as ander. En in die volgende paar episode sal ons dit verder ontwikkel. Die uitdaging van die week. So in hierdie week gaan kyk net wat se persentasie van jou inkomste kan jy wel wegsit om te belê. En hoe groter die gedeelte is wat jy kan belê, hoe vinniger gaan hierdie veld van jou groei en hoe groter gaan jou oes wees. Die ouens wat min saai, gaan min oes en die ouens wat baie saai, gaan baie oes. So die gedagte vir die week is, kyk net hoeveel kan jy bymekaar maak en dalk weer om deur jou uitgawes te gaan en wat spandeer jy onnodiglik? Waar gee jy nie vir geld werk nie? Waar verspil jy dit? Waar kan jy dit beter vir jou laat werk? Jou hardverdiende geld. Moet dit nie net verspil en laat gaan soos daai ryk jong man nie. Maar gee vir elke ene 'n werk om te doen. So in hierdie week sit en kyk, hoeveel is jou spasie, jou marge wat jy het om te belê? 'n Laaste gedagte is, moenie die klein beginne minag nie. Almal moet iewers begin. R50, R100, moenie dink dit is klein nie. Solank daai geld net vir jou begin werk, God sien jou hart en hy sal dit eer. Kom ons sluit hierdie sessie af. Dankie Here Jesus vir die goedheid en die guns, Here. Dankie dat ons ook sien in u woord dat rykdom bietjie vir bietjie gebou word, Here, en laat ons nie groot somme moet verwag nie, Here, want u sê dit word vinnig vernietig.
Vader, vind ons vertrou in ons finansies en laat ons goeie rentmeesters vir U sal wees. Dankie vir U liefde en U vaderskap. Ons eer U en ons is lief vir U in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was in hierdie sessie. Die volgende paar gaan ons kyk hoe om hierdie beleggingsportefeulje te ontwikkel. Ons gaan kyk na eiendom, ons gaan kyk na anniteite, ons gaan kyk na pensioenfondse, ons gaan stil staan by effekte truste. Ek is baie opgewonde vir hierdie reeks. So moet dit nie mis nie. Tot volgende keer. Maar hier lees ons tog in Spreuke, laat rykdom op koninkryk beginsels gebou word bietjie vir bietjie. Dissipelskap, dissipline. En dan is daar verskillende opsies wat jy kan gebruik om